Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Harde dae van vervolging. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 12. Soos die tyd aanbreek dat dit, die derde engelse boodskap, met die grootste krag gegee word, sal die Here deur nederige instrumente werk en die gedagtes lei van diegene wat hulself aan sy diens toewy. Die arbeiders sal eerder gekwalifiseer word deur die salwing van sy gees as deur die opleiding van literêre instellings. Manne van geloof en gebed sal gedwing word om met heilige ywer uit te gaan en die woorde wat God hulle gee te verkondig. Die sondes van Babylon sal oopgelê word. Die vreeslike gevolge van die afdwinging van die gebruike van die kerk deur burgerlike gesag, die invalle van spiritualisme, die sluipende maar vinnige vordering van die pauslike mag, alles sal ontmasker word. Deur hierdie plegtige waarskuwings sal die mense geroer word. Die mag wat met die boodskap gepaard gaan, sal slegs diegene wat dit teenstaan, waansinnig maak. Die kerk doen 'n beroep op die sterk arm van burgerlike mag en in hierdie werk verenig pausiste en protestante. Naarmate die beweging vir sondagafdwinging meer dapper en beslis word, sal die wet teen gebodsonderhouers ingeroep word. Die woorde van Paulus sal letterlik vervul word. Almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Soos die verdedigers van die waarheid weier om die sondagsabbat te eerbiedig, sal sommige van hulle in die tronk gewerp word, sommige sal verban word, sommige sal as slawe behandel word. Vir menslike wysheid lyk dit alles nou onmoontlik, maar soos die teehoudende gees van God van mense teruggetrek sal word en hulle onder die beheer van Satan sal wees, sal daar vreemde ontwikkelinge wees. Geen mens kan God dien sonder om die teenkanting van die leerskare van die duisternis teen homself te span nie. Wat was die krag van diegene wat in die verlede vervolging ter wille van Christus gelei het? Dit was eenheid met God, eenheid met die Heilige Gees, eenheid met Christus. Dit is hierdie gemeenskap met die Verlosser wat God se mense in staat sal stel om tot die einde toe te volhard.